dan zou ik hem niet hebben. Oh, goed. Ja, als het probleem is, dan elke keer zo gewoon blijven klikken. Dan blijven we zeker als je. Oké, maar as jy al jou opstellings klaar het, Ja, de dan opstelling. sit jy agteroor en jy sit op. Ja, die opstelling is nou klaar. Oké. Microfoon mag ek dit toetsen, nee? 1, 2, 3. Die ander ene? Wat, so toets ek nou? Ja, kan. Jongens, ek het al geen probleem om so met herstel. So nou Paul het my 'n WhatsApp gestuur met my slides. Kan ons gou daar weer doen? Oh, wacht even. Ja. Schrijf daar voor Maria, Susanna Maria van den Berg. Ja, Susanna. SUSA-NNL.
doors om en dan sal ek om oorwin na ek maak alles uniek, sê hom. Hom wat Dorsie kom, hy sal vind hy is my kind. Ek is 'n oorwinnaars sal ons alles erf en drink uit die fontein van lewenswater. Heerlikheid en God sal vir ons skyn. Vorige ene, ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Die see en al wat skei verdwyn, God self verlos. Heer droog al die trane af, verby is droefheid boek. Ja, pyn en smart wyk uit die hart, ons moet dank sê. Maar dit is net so dat kans gee. Ek probeer net so doen. PowerPoint. Okay, so vertel my wat ek moet doen. So, voordat we gaan, is ek in Zoom gesteld. So, op my PowerPoint moet ek release this. Sê vir my wat ek moet. En so, wanneer jy kan dan so opstaan met 'n net by kyk, as ek wil vir jou. Fokus is op die plan. Nee, dat ek jou plan nie. Ja, Jy kan sê sak, jy het hom klaar gestel. Ek nou al sê.
Goeiemôre almal wat ek nog nie gesien het vandag nie. Mag ons saam wees vir jou regtig iets spesonders wees. Mag die Kan julle my hoor in die moederskamer, Bets? Kan almal behalwe John my hoor? Kan jy my nou hoor, John?
Can you hear me? Mag ons saam wees regtig vir jou troos bring. Maar nie net dit nie, mag ons saam wees regtig die Here verheerlik in die manier hoe ons by mekaar kom, die gesindheid wat ons by mekaar kom, dat hier is ons fokus meer op hom as wat dit op onsself is. Ons fokus is meer op God as wat dit op Maria is. Want dis na God toe wat ons kom in tye van nood, in tye van hartseer. Ons bring ons hartseer voor hom. Ek wonder tog of hierdie ding nie kom en gaan nie. Ons kom kan julle my hoor? Nou hoop ek werk hy. Dankie, Christa. Wat maak 'n gelowige wanneer jy ontsteld is? Wat maak jy wanneer jy hartseer is? Wanneer die lewe vir jou te veel word? Jy gaan nader na God toe. Dis die enigste plek waar daar regtig vrede is. Alles wat jy elders kry, is maar tydelik. Maar by hom lê dit diep gewortel. So kom ons sing daarvan. Nader my God. Altyd nader na hom toe. In Christus is hy ons Vader. Ons gaan na hom toe om in sy liefde te bly, nader aan hom. Kom ons sing dit saam. Kom ons verklaar waarom is ons hier by mekaar. Mag ons die skyfie wys. Ons is hier inderdaad om afskeid te neem van Susanna Maria van der Berg. Maar ons neem nie in ons hartseer afskeid met wanhoop nie. Nee, Christus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo. En ons weet, Maria het geglo. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterf nie.
Hartseer ja, maar die dood van 'n gelowige ontstel ons nie. Jesus het gesê, in die huis van my Vader is daar baie woonplek, en ek gaan om vir julle plek gereed te maak, en ek sal julle maar na my toe neem, sodat julle kan wees waar ek is. Soos wat hy vir daardie rower gesê het langs hom wat tot geloof gekom het, vandag sal jy by my, saam my in die paradys wees. Dis waar Maria al vir 5 dae is. Ek kan my haar vreugde nie indink nie. In ons hartseer sing ons nog steeds oor die Here en ons loof en prys hom, juis hieroor, dat ons in Christus hierdie ewige lewe het, die vreugde binne die hartseer, en die hartseer kan die vreugde nie stil maak nie. Kom ons juis sing dit. Al sou daar geen oes wees nie, die vyebome nie bot nie, en die druiwe sonder, die wingerde sonder druiwe is, nog steeds sal ons juig en bly wees in God. En selfs as die sonde op ons afkom en die bose magte toeslaan, selfs as die aarde rondom ons skep en die skud en die son verdof, ons sal juig in Christus ons Here. Kom ons sing dit saam. En dan kan jy gaan sit. Vir enige een wat van Maria geken het, jy sal goed weet, sy het haar geloof baie persoonlik beleef. Persoonlik, naby die Here. Hy was nie vir haar ver nie. Hy was by haar, hy was in haar. En dan het sy hom ook persoonlik belewe op 'n manier baie keer heel anders as ander mense. Sy het dit definitief nie privaat beleef nie. Maria was een van daai mooi getuienisse dat daar nie 'n geheime diens in God se koninkryk is nie. Sy het met haar geloof oopgeloop. Sy het nie geskroom om daarvan te praat en daarvan getuig nie. Sy het nie geskroom om ander mense ongemaklik te maak daaroor. Sy het gesê wat die Here op haar hart lê. En as jy dan nou ongemaklik moet wees, dan is dit jy en God wat daarmee moet deel, nie sy nie. Nou met die tekskeuse vandag is dit amper dieselfde.
Dis asof sy vir oulaas so 'n bietjie ongemak bring. Definitief nogal ongemak gebring by my, toe ek by die eerste keer hoor, wat is die teks nou wat vir haar so spesiaal was, hoe bring mens dit nou by 'n geleentheid soos hierdie? Gaan in jou slaapkamer in, my volk, sluit die deur agter julle toe, kruip 'n rukkie weg, totdat God klaar is met straf. Hierdie teks was vir haar baie, baie spesiaal. Die naby familie weet dit baie goed. Sy het eendag iemand gehoor, hoorbaar, wat hierdie teks vir haar gee. En in haar Bybel het sy geskryf, engel het aan my verskyn, of droomengel, hierdie teks. Presies wat sy in hierdie teks verstaan het, weet ek nie, ek het nooit met haar hieroor gesels nie. Maar kom ons vra tog, wat sê hierdie teks vir ons vandag? En om hierdie teks reg te verstaan, moet mens 'n bietjie na altyd gaan kyk na die konteks, nee. Wat bedoel die Here as hy dit sê? Jy kan nie net hierna gaan kyk nie. Wat is die konteks? Nou die hele konteks in hierdie deel van Jesaja, hy begin al in Jesaja 10, dan begin hy met 'n klomp, 'n reeks strafuitsprake van die straf wat God gaan bring oor die volke wat Israel te nagekom het, wat God se volk onderdruk het. Hierdie goddelose volke om Israel. Een na die ander kom daar die uitsprake van straf wat kom. Ek is baie bly Maria het nie 'n teks gehoor uit hoofstuk 20 nie. Maar dit gaan oor die teken van 'n kaal profeet. Ek is dankbaar daaroor. Maar in hoofstuk 25 vers 5, net die hoofstuk voor hierdie een, is daar hierdie profesie dat God die vyande om sy volk stil maak. Hierdie rumoer van die vyande wat so teen God opstaan en teen sy gesalfdes, teen sy volk te velde trek, hy gaan hulle stil maak. Hy gaan die trane van sy volk se gesigte afvee. Hy gaan hulle vyande vernietig. En dan kom ons in hierdie hoofstuk 26. Hierdie hoofstuk wat sê dat God se volk sal vrolik sing op daardie dag. En daarom, omdat hulle weet, hulle gaan hierdie vrolike gesange hê in die Here, daarom roep hulle hom aan. Hulle gaan na hom toe. In hulle nood, in hulle swaar kry, en baie van daai swaar kry weet hulle, is hy wat hulle karnuffel omdat hulle ongehoorsaam was. Hulle gaan na hom toe. Hulle vertrou op hom. Hy staan gereed om hulle te verlos en hulle vyande te straf. En dan kom ons by hierdie deel waarin hierdie vers lê. Kom ons lees Jesaja van vers 16 af, Jesaja 20. Ek wys vir julle op die bord. Die Here, in hulle nood, hy praat hier van die volk, in hulle nood het hulle toevlug tot u geneem. Toe u hulle met swaar kry gestraf het, het hulle u aangeroep. Soos 'n swanger vrou wat in mekaar krimp en skreeu oor haar geboortepyne wanneer sy kind in die wêreld bring, so Here is ons in u teenwoordigheid. Ons was swanger, ons het in mekaar gekrimp van pyn, maar ons het niks in die wêreld gebring nie. Ons het nie 'n redder vir die land gegee nie, en daar is nie inwoners vir die wêreld gebore nie. Die uit u volk wat gesterf het, sal weer lewe, Here. Hulle sal opstaan. Word wakker en juig. Julle wat in die doderyk is. Soos die dou lewe gee, gee u krag lewe, Here. Die aarde sal hulle wat lankal gesterf het, lewend teruggee. Gaan in julle slaapkamers in, my volk. Sluit die deure agter julle toe. Kruip 'n rukkie weg totdat God klaar is met die straf. Die Here kom uit sy woonplek tevoorskyn om die bewoners van die aarde te straf oor hulle ongeregtighede. Die aarde sal vertel van die bloed wat daarop vergiet is en sal nie meer die mense wat vermoor is wegsteek nie. Dis die woord van die Here. Wat is die boodskap vir hierdie teks wat vir Maria so spesiaal was? Toe dit swaar gegaan het met die volk, het hulle hom aangeroep. Selfs terwyl hulle geweet het, party van die swaar kry, was God wat hulle gestraf het. Hulle hol nie van hom weg nie, hulle kom terug na hom toe, van waarheen kan hulle anders gaan? Hulle kom terug na God toe, hulle roep hom aan. By hom soek hulle
beskerming, genade. Hy beskryf hierdie swaar kry van die volk in hierdie pragtige beeld van die swanger vrou wat in kraam is, wat in die pyn van haar benoudheid in mekaar krimp en skreeu van pyn, aan haar eie lot kan sy niks doen. Sy roep uit na God. So skreeu hierdie volk van God na hom in hulle benoudheid, gryp hulle in gebed na hom vir uitkoms. Hulle getuig en hulle weet, hulle kry niks reg nie. Daar kom geen nageslag van wat van hulle probleem, wat hulle ook al probeer doen, daar is nie oplossings nie, die planne werk nie. Hulle kan geen redder bring uit hulle benarde situasie nie. Dis maar net die Here. En hier by vers 19 is dit asof hier 'n ander dwarrelwind in hierdie teks inkom. Die dinamika verander. Skielik sing die teks. Die teks is nie meer in pyn en nood nie, maar hy sing in die verwagting. Hy sing in hoop dat die wat gesterf het sal opstaan. Dit wat verkeerd was sal regkom. Hulle sal wakker word, hulle sal juig. In daardie woestynwêreld waar hulle gebly het, het dit nie gereën nie. En die dou was die bron van lewe. En so sê hulle, is God se krag die bron van lewe. God se krag. Wat hulle wat lank al gesterf het, weer sal laat lewe. En dan die vers wat Maria gehoor het. Dit is God wat vir sy volk sê, ek gaan julle veilig hou. Gaan kruip maar net 'n bietjie weg. Weg van julle vyande, want ek gaan hulle nou straf. Gaan kruip weg. Gaan in jou kamer toe, maak jou deur toe. Moenie ontsteld raak nie. Moenie ontsteld raak as ek my straf oor die vyande begin voltrek nie. Wees veilig, kalm, rustig, weg van die gevaar af. Dis soos 'n pa wat vir sy kinders sê, gaan kruip julle in die kamers weg, terwyl ek hierdie inbreker se gal gaan werk. Wees veilig, ek sê julle nou kom haal. Dit sal net 'n rukkie duur, sê die teks ook. Net 'n kort rukkie. Gaan kruip weg en wees veilig. Hy verseker hulle dat hy kom. Hy kom en hy gaan met alle ongeregtigheid afreken. Daar's niemand wat enige onreg meer vir hom sal kan wegsteek nie. Kruip jy net weg, terwyl ek hulle beet kry. Die wêreld waarin ons lewe is ook vol ongeregtigheid. Niemand kan dit mis nie. En gelowiges in hierdie wêreld sal hierdie ongeregtigheid al meer en meer ervaar. Hierdie samelewing wat al hoe meer goddeloos word, sal mettertyd al meer en meer druk plaas op hulle wat hulle geloof en hulle lewe in Christus soek. Maar weet jy, in die nood gaan gelowiges, kinders van God gaan na hom toe. Ons gaan nie hierdie ongeregtighede vryspring nie. Dis deel van die verloop van God se plan. Openbaring maak dit so mooi duidelik. En elke keer in Openbaring, wanneer die trompette van oordeel kom en die bakke van God se woede uitgooi, dan is dit so duidelik hoe hy sy gelowiges beskerm. Hoe hy hulle in die kamer toemaak, dat hulle 'n bietjie kan wegkruip van sy woede wat hy uithaal oor die sonde. Onsself kan geen uitkoms bewerk nie. Ons is soos daardie swanger vrou wat in nood en in kraam in die pyn en mekaar kruip in benoudheid en daar is niks wat daarvan kom nie. Ons kan niks doen aan die ongeregtigheid om ons nie. Ons kry nie eers die ongeregtigheid in ons geoorwin nie. Selfs daarmee worstel ons. Nee. En weet jy, God sal elke ongeregtigheid straf met die helse vuur. Elke enkele een, en in daardie nood roep ons uit
En ons vertrou op God se verlossing. En ons kan seker wees, hy sal ingryp. Hy sal elke stukkie wat stikkend was regmaak. Hy sal elke ongeregtigheid straf. Daar is niks wat iemand kan wegsteek nie. Maar weet jy, vir die wat op hom vertrou, die wat in Jesus Christus glo, hulle is veilig. Waarom? Want Jesus Christus vat ons ongeregtigheid, elkeen wat glo, en hy tel dit op homself, sodat God se woede en sy straf op hom afkom, dat hy as dit ware toemaak, sodat ons veilig sal wees binne. Daar is nie 'n ander wegkruipplek nie. Voor God se straf wat verseker kom, is daar geen ander wegkomkans as in Jesus Christus nie. En as jy nie hom glo nie, dis jou keuse. Maar weet verseker, dan sal daar nie wegkruipplek wees wanneer hy die dag kom om ons ongeregtigheid aan die pen te laat ry. Nee, op daardie dag wanneer hy kom, sal almal wat gesterf het opgestaan het uit die dood. Die wat in die geloof gesterf het tot in die heerlikheid, om by hom te wees, om hom te gaan ontmoet, om saam met hom die heerlikheid te belewe van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, vir ewig. Sonder ongeregtigheid, sonder pyn, sonder die kwale van ouderdom, sonder die moeilikheid van die lewe om jou, absoluut in die perfekte teenwoordigheid van God, toegevou in Christus. Maar ons moet nie dink dat dit net eers eendag gaan gebeur nie. In hierdie lewe nou reeds. Dis in hierdie ou wêreld waar Christus sê, as dit vir jou te veel word, as jy vermoeid en belas is, kom na my toe. Nie eers eendag nie, nou al gee hy die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Nou al kan ons jubelsange sing terwyl die kartetse rondom ons ontplof. Terwyl ons verdrukking moet verduur, kan ons lofliedere sing. Nou al. Sal jy na hom toe draai? Dis amper asof Maria jou in die oë kyk en vir jou sê, so wat gaan jy doen met hierdie teks en met hierdie boodskap? Dis asof sy, en dis definitief wat die teks wil doen, wil ons aanpor. Moenie dat hierdie wêreld se ongeregtigheid jou te veel ontstel nie. Roep uit na God en skuil by hom. Want hy is nog steeds in beheer. Hy is die redder. Hy sal afreken met hierdie ongeregtigheid. Al die seer wat jou aangedoen word, hy sal dit uitsort. Los dit vir hom. Die vraag kom hom toe. Fokus jou lewe in geloof. Glo op so 'n manier dat jy kan seker wees jy glo regtig. Glo op so 'n manier dat jou dade verkondig dat jy in Christus jou redding het. En nie net daarvan praat of daaroor wonder nie, maar dit het. Hoor vir oulaas getuienis van Maria, 'n oproep, die troos in die teks. Maar die troos dat jy in Christus sal wees. En neem daai besluit. Dit is regtig my bede dat hierdie byeenkoms, as ons vir Maria totsiens sê, nie leeg sal bly nie, maar dat hy sal vol word van 'n geestelike oes. Dat ons na hierdie dag toe sal terugkyk en sê, ja, op daai laaste dag het die teks van Maria gehoor het my aangespreek. God het my aangespreek en nou is ek in hom. Veilig toegemaak.
terwyl hy die straf gou sal uitsort en hy terugkom en ons by hom neem. Almal wat gesterf het, sal opstaan. Juig dit uit. Maria sal, en ek en jy ook as ons sou sterf voordat die Here kom. Juig dit uit en soek jou vrede en jou beskerming in Christus. Dis die enigste plek. Kom ons bid saam. Onse Vader, dankie dat u woord van die eerste bladsy tot die laaste bladsy vol is van die hoop, vol is van die verlossing, vol is van Jesus Christus. En ek vra, Here, dat u deur u Gees ons elke keer weer sal aangryp om sy glorie te kan sien, om u genade en u liefde in hom te kan hoor, te kan beleef. Gee ons die geloof om dit aan te gryp. Vir die wat nie glo nie, ag Here, wil u ons omdraai. En vir die wat reeds glo, Here, wil u dit vasmaak en seker maak. Dat ons u sal verheerlik in ons lofliedere, omdat ons in u teenwoordigheid, in u beskerming is. En ons vra, Here, wil u afreken met die ongeregtigheid? Wil u ons ook daarvan verlos, sodat ons uiteindelik volledig en volkome in u heerlikheid sal deel, op die nuwe hemel en aarde. Ons verlang na hulle wat ons vooruit gegaan het, en meer nog verlang ons na u, om by u te kan wees. Dankie, Here. Amen. Kom ons staan en dan sing ons juis van daardie vergesig uit Openbaring, die nuwe hemel en die nuwe aarde wat kom. Daar waar God alles nuut maak. Daar waar dors nie meer sal wees nie. Ook nie pyn en smart en hartseer nie. Nee, daar sal ons by God wees. En ons sal oorwinnaars wees in hom. Kom ons sing hierdie 4 verse saam en dan bly ons staan. Gaan lewe met hierdie verwagting in jou. Die troos van beskerming in Christus en die verwagting van die heerlikheid saam met hom. Ja, mag die Here ons seën en ons beskerm. Mag hy tot ons redding verskyn en ons genadig wees.
Mag die Here ons gebede verhoor en ons vrede gee. Amen. 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 En daarmee is ons verrigtinge so saam afgehandel. Daar is verversings en ietsie te ete daar buite. Die wat eerste gaan, vat maar een. En as daar nog is, dan gaan jy weer. Dis maar baie moeilik om te weet vooraf hoeveel mense kom. So die susters het voorberei. Geniet dit saam. En terwyl ons uitstap, gaan Paul vir ons die vredesing speel. Amper het ek jy nou hier in 'n ding. Die vrede is 'n lied wat ons aan die einde van elke erediens sing. So vandag luister ons na die musiek, maar stap gerus uit, eet ietsie saam, kuier met mekaar en vertel vir mekaar van Maria en haar geloof. Totsiens.